Goed, baie welkom allemaal, dankie vir die nuwe mense wat eers, baie welkom, dankie vir die nuwe ou mense wat eers, die werk die dag nie, so is dankbaar om julle hier te hê. So sê baie geluk vir Bona wat gister verjaar het, en dan môre so iemand anders, snaakse oukie, verjaar môre, baie geluk vir môre. Ons het al gister begin om sy verjaarsdag te vier. Ek verstaan dit nie, maar nou ja. Maar hulle wou vir my koek gee. Ek is baie seker. Ek hoor hom, hoor julle my nie? Okay. Goed, kom ons bid saam. Baie dankie, liewe Vader, vir die lekker dag. Baie dankie dat U so goed is vir ons, dat ons by mekaar kan wees, dat ons die voorreg het om nog vrylik by mekaar te kan kom. Ons dink aan die mense wat dit nie kan doen nie, wat in lande bly waar hulle gedwing word om of vervolg word, omdat hulle U dien en U ken en U liefhet. Maar ons bid dat U asseblief in die week wat kom met ons sal wees. Ons verwag reën, ons sien hulle voorspel, ons waarskuwings vir reën en dalk vloede, en ons bid dat die mense sal bewaar en sal beskerm en eiendom sal bewaar en sal beskerm. Ons dankie vir Darrell se ma wat beter doen. Ons is baie dankbaar vir U seëning, Here, en vir U goedheid. Vir almal wat beter doen, sê ons dankie. Ons weet van mense wat dalk oplossings kan kry met behuising. En ons sê vir U dankie vir al die seëning, Here. En ons weet dat selfs in die dinge waar ons baie keer dink dat U nie seën nie, dat selfs in dit is daar seëning wat ons dalk nie herken nie. Maar ons erken U almag, ons erken die feit dat U beter weet as ons en ons onderwerp onsself aan U wil. Ons vra ook dat U asseblief nou met ons sal wees, dat U ons sal help om te hoor wat U wil sê, nie wat 'n gewone mens sê nie, maar wat U sê, wil U in ons harte praat en vir ons help om nader aan U te groei. En dat ons in die gees sal lewe, wat ons vandag nog gaan kyk, dat ons sal verstaan wat dit beteken om in die gees te lewe en nie in die vlees nie. Ons prys U naam vir alles wat U vir ons doen, en ons vra dat U ons sal help om nou te fokus op U. Ons bid dit in Jesus se wonderlike naam. Amen. Goed, ek dink ek gaan vandag vir ons die langer weergawe van die wet lees, soos ons dit kry in Eksodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land uit die plek van slawerny uitgelei het. Jy mag naas my nie ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n gesneede beeld maak nie, enige afbeelding van wat in die hemelruim daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag nie vir hulle neerbuig en aanbidding nie. Jy mag hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n besitlike God, wat kinders laat boet vir die sondeskuld van ouers, selfs die 3de en 4de geslag van hulle wat my verwerp. Maar troue liefde bewys aan duisende, aan hulle wat my liefhet en my gebooie nakom. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal hulle wat sy naam misbruik nie ongestraf laat nie. Gedenk die Sabbatdag weer dit heilig te hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet. Maar die 7de dag is 'n Sabbat ter ere van die Here jou God. Jy mag geen werk doen nie. Nie jy en jou seun en jou dogter, jou slaaf en jou slavin, jou diere en jou vreemdeling wat by jou is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde en die see gemaak en alles wat daarin is, maar op die 7de dag het hy gerus.
Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Behandel jou vader en jou moeder met eerbied, sodat jy lang kan leef op die grond wat die Here jou God vir jou gaan gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie jou naaste jy mag nie vals getuig teen jou naaste nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, ook nie sy slawe en slavinnen, sy beeste en donkies nie, enigiets wat aan jou naaste behoort nie. Jy is dan welkom om as jy glo saam met my die geloofsbelijdenis of in jou hart of hardop saam te sê. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter aarde neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en in die ewige lewe. Amen. Dankie. Ons is in byna 8 vir die nuwe mense. Wat ons doen is, ons gaan systematies deur die Bybel en ons behandel die Bybel vers vir vers. En ons is besig met Romeine. Ek is nou nie seker nie, ek dink ons is al so 'n jaar en 'n half besig met Romeine. Ons is heiliglik in hoofstuk 8 en hoofstuk 8 is een van die hoogtepunte in die Bybel. Is regtig 'n baie wonderlike hoofstuk vir ons en 'n groot wat die Engelse woord is comfort. Dit is 'n seëning vir ons, is 'n genade vir ons, vir gelowiges, vir die wat hulle geloof in Jesus Christus geplaas het. En Paulus het op dusver baie gepraat oor sonde en dan die oplossing vir sonde vir ons gegee, naamlik dat Jesus Christus gekom het, gesterf het vir ons sonde, en dat hy die dood oorwin het, opgestaan het uit die dood uit. Daarom glo ons natuurlik veral ook in die opstanding, en daarin is die oorwinning oor sonde en die dood. En Paulus het in hoofstuk 7 dan baie gepraat, voordat het hy baie gepraat oor die wet, wat die verhouding is met die wet, wat ons nou gelees het, en die lewe van die kind van God, en hoe dit by mekaar inpas, en in baie kort, die wet is God se wil, die wet is hoe God wil hê dat ons moet leef, maar die wet red ons nie. Die wet is 'n spieël waar ons kan sien wat ons vir Jesus nodig het. Dit is die doel van die wet. Redding lê nie in die wet nie, veroordeling lê in die wet, maar die wet is perfek. Dit is hoekom daar veroordeling is, want ons is nie perfek. So, verlossing lê in Jesus Christus, en ons begin in hoofstuk 8, ons lees, begin hy met, daar is dan nou geen veroordeling meer vir die wat in Christus Jesus is nie. En dit is hoekom, dit is die kwalifikasie daarso vir die wat in Christus Jesus is. Dit is nie vir almal nie, dit is slegs vir die wat in Christus is, met ander woorde die wat hulle geloof geplaas het in Jesus Christus alleenlik. Daar is net een weg na God toe, en dit is deur Jesus Christus. Die skuld van ons sonde het Jesus gedra, en dit word aktief in my lewe, wanneer ek my geloof in Jesus Christus plaas, wanneer ek my lewe vir hom gee, en hy my meester word. Goed, so ek lees vir ons, hoofstuk 8 van vers 1 af tot by vers 17. Daar is dan nou geen veroordeling vir diegene wat in Christus Jesus is nie. Die wet van die Gees wat in Christus Jesus die lewe gee, het jou immers vrygemaak van die wet van die sonde en die dood.
dit waartoe die wet verswak deur ons sondige aard nie in staat was nie, het God gedoen. Deur sy eie seun vanweë die sonde in die gestalte van 'n sondige mens te stuur, het hy die sonde in die mens veroordeel, sodat die vereiste van die wet in ons vervul kon word. Ons wat nie volgens ons sondige aard leef nie, maar volgens die Gees. Net terloops, in hoofstuk 7 het Paulus baie gepraat oor die stryd wat almal van ons wat kinders van die Here is ervaar in ons lewens. En dit is dat ons het 'n nuwe gees, ons het 'n nuwe hart wat God vir ons gegee het. Maar ons het nog steeds 'n sondige natuur wat aan ons kleef. Ons almal weet dit. Dat ons nog steeds versoek word en dat ons baie keer nog steeds val vir daardie versoeking en sonde doen op allerlei verskillende maniere. Ons het ook gepraat oor verskillende mense het verskillende dinge wat 'n stryd is in hulle lewens. Party ouens het 'n probleem met woede, ander ouens het 'n probleem met vrouens of mans, ander ouens het probleme met leuns, ander mense het probleme met sleg praat van ander mense. Almal het sekere dinge in hulle lewe wat regtig 'n stryd is vir hulle. Dit is basies omtrent die hele lewe wat jy 'n stryd het met daardie ding. Ander goed plaai jou nie regtig, maar sekere dinge is vir jou 'n probleem. En Paulus het aan ons bekend, die groot Paulus het vir ons gesê dat hy met dieselfde ding sukkel. Hy sê hy doen die dinge wat hy nie wil doen nie, met die werklike hy, die wedergebore kind van God, wil nie die verkeerde dinge doen nie, maar hy doen dit nog steeds. En mens voel daai frustrasie, en alle gelowiges het daai frustrasie in hulle, wanneer ons sondig, dan voel ons die pyn daarvan. So, hy sê, sodat die vereiste van die wet in ons vervul kan word, ons wat nie volgens ons sondige aard lewe nie, maar volgens die Gees. Met ander woorde, wanneer jy volgens die Gees lewe, dan vervul jy die wet. En dis 'n hoofletter G, met ander woorde die Gees van God, die Heilige Gees. Dan vers 5. Wie volgens hulle sondige aard leef, bedink immers die dinge van hulle sondige aard. Maar diegene wat volgens die Gees leef, bedink die dinge van die Gees. Die denke van ons sondige aard loop uit op die dood, maar die denke van die Gees bring lewe en vrede. Die denke van ons sondige aard is vyandskap teen God. Dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie. Wie aan hulle sondige aard bly, kan God nie tevrede stel. Julle daarenteen bly nie in julle sondige aard nie, maar in die Gees, as die Gees van God inderdaad in julle woon. Want dit is net vir die wat werklik in Christus is, wat werklik gelowiges is. As iemand nie die Gees van Christus het nie, behoort hy nie aan hom nie. Maar as Christus in julle is die liggaam as gevolg van die sonde wel dood. Daarenteen, op grond van die regverdiging, is die Gees lewe. As die Gees van hom wat Jesus uit die dood opgewek het, in julle woon, sal hy wat Christus uit die dood opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak, deur sy Gees wat in julle woon. Daarom dan, broers, het ons 'n verpligting, maar nie teenoor ons sondige aard om daarvolgens te leef nie. Want as julle volgens julle sondige aard leef, sal julle sterf. Maar as julle deur die Gees die praktyke van die liggaam doodmaak, sal julle leef. Almal wat deur die Gees van God gelei word, hulle is kinders van God. Julle het immers nie 'n gees ontvang wat verslawing bring, sodat julle weer bang hoef te wees nie. Nee, julle het die Gees ontvang wat bevestig dat ons tot kinders aangeneem is en deur hom roep ons Abba Vader. Die Gees self getuig teenoor ons gees dat ons kinders van God is. Maar as ons kinders is ons ook erfgename van God en mede-erfgename met Christus, mits ons inderdaad saam met hom bly, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. Goed, so die hele stuk gaan oor die Gees. Ek dink, iemand het op 'n stadium gesê, hoeveel keer die woord Gees in die stukkie gebruik word, ek kan nou nie onthou hoeveel keer is nie, hoeveel keer dit is nie, ek dink het is iets so 17 keer, wat Paulus die woord Gees gebruik. En dit is waar volgens ons moet leef elke dag.
Dinge gaan goed met ons, geestelik, wanneer ons volgens die gees lewe, volgens wanneer God se invloed op my lewe is, gaan dit goed met my geestelik. Maar wanneer ek nie laat God regeer in my lewe van dag tot dag, van oomblik tot oomblik nie, dit is wanneer dit sleg gaan met my geestelik. Ek weet nie of julle dit ook ondervind, maar wanneer ek 'n sonde gedoen het, dan voel ek 'n afstand tussen my en God. Ek voel daai skuldgevoel, ek voel, die Here is ver van my weg. Maar wanneer ek die sonde aflê, dan voel ek 'n nabyheid aan God. Ek herhaal net weer vir ons vers 5 tot 8, wie volgens 'n sondige aard leef, bedink immers die dinge van 'n sondige aard, maar diegene wat volgens die Gees leef, bedink die dinge van die Gees. Die denke van 'n sondige aard loop uit op die dood, maar die denke van die Gees bring lewe en vrede. Die denke van 'n sondige aard is vyandskap teen God en onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie. Wie in hulle sondige aard bly, kan God nie tevrede stel. Ek praat hier baie van ons denke, van oor wat hierbo aangaan. Dit is waar sonde begin. Ek kan nou nie onthou waar in die Bybel het praat van dit nie, maar ek praat van die volgorde van sonde. Sonde begin met 'n gedagte. Dit kan begin met iets wat gebeur, iets wat ons sien, iets wat iemand sê, iets wat ons op televisie sien, of wat ook al. Dit is waar het begin in jou gedagtes. So ons moet oppas wat waaroor ons dink. Ek het in my manies hier so opnoem, maar jy moet er wag op jou gedagtes sit. Ons weet het allemaal nie, iets trigger jou, dis deesdae die inwoord nie, iets trigger jou. So jy sien iets, jy hoor iets, wat ook al in veroorsaak 'n reaksie in jou gedagtes. Maar ons moet oppas wat ons moet dink daaroor en wees stadig om te reageer. Dink eers voordat jy reageer. Want die sonde begin in ons gedagtes. Goed, dis 'n stryd tussen geregtigheid en sonde. En ons wat kinders van God is, het 'n keuse. As jy nie 'n kind van God is nie, het jy basies geen keuse nie. Jy moet net sondig. Daar is basies geen keuse vir jou. Maar as jy 'n kind van God is, het jy 'n keuse. En word jy voor die keuse gestel wanneer die dinge gebeur. As daai gedagte in jou kop kom, dan is daar by 'n vurk in die pad. Jy kan hierdie pad kies of jy kan daai pad kies. As jy in die vlees lewe, dan kies jy die verkeerde pad. As jy in die gees leef, dan kies jy die regte pad. Sonde begin in ons gedagtes en ons hart en ons gevoelens. Dis 'n groot ding, nee. Daai ding wat my trigger het, nou 'n gevoel in my hart wakker gemaak. Wat 'n gevoel van hankering na iets wat ek nie behoort te doen nie. Om dalk iets te vat wat nie aan my behoort nie. Om dalk sleg te praat van iemand wat ek nie behoort te doen nie. Of allerlei verskillende versoekings wat dit veroorsaak in my, en dit begin by daai gedagte wat loop na 'n gevoel toe oor my. Baie keer is dit iets wat my seer maak op 'n of ander manier. Dit veroorsaak dat ek wil reageer in my eie geregtigheid op daardie ding. Ander dinge is dinge wat ek dink wat lekker sal wees om te doen, maar ek weet is verkeerd. En dit is waar die kruispunt dan lê. Dis waar versoeking begin. Nou, wat Paulus baie hiervan praat, is as hy praat van wat ons in die gees moet lewe, dan praat hy van, wat is my ingesteldheid? Hy praat van my basiese ingesteldheid, my basiese houding. Kan jy dit aan, maar as een van die liedjie ergens, is 'n ou liedjie, ek het as Roger Whittaker wat het nog gesing het, ek het gaan soek, daai liedjie, is 'n ou liedjie, ja. Hy sê daarso dat my houding is die enigste ding wat ek beheer oor het. Ek het nie regtig beheer oor my gevoelens, my gevoelens gaan so, is dit nie waar, ek hoor iets, ek sien iets en is net so, ek het 'n gevoel. Maar my basiese ingesteldheid, my houding oor daardie ding, dit het ek beheer oor. Ek kan besluit wat my basiese ingesteldheid gaan wees. Sê nou as iemand wat my irriteer, nee, as iemand wat ek my van hou, maar ek is al wat hierdie ou sê nie, ek kan nie afhang. Ja, ek het beheer daaroor om my ingesteldheid teenoor daai persoon te verander. Ek weet is iets wat ons almal mee staan, maar ek ook. Weet
daar sekere mense wat jou nie verkeerd krap wat jou nie. So, dit is 'n ingesteldheid. Ek kan daardie ingesteldheid verander. En ek praat net van iemand, maar dit kan baie verskillende dinge wees. Daardie ingesteldheid moet volgens God wees. Ek moet God soek en ek moet toelaat dat hy oorvat in my lewe. Dan word my ingesteldheid reg. Ons kan baie maklik val vir die wêreldse ingesteldheid op dit. Ek kan aanvaar wat sosiale media of die media of meeste ander mense sê is die regte ding, maar dit is teen God se wil. So my ingesteldheid moet nie wees wat ander mense dink of wat ander mense sê nie. Dit moet ingesteld wees van wat volgens wat God sê. Dit is wat dit beteken om volgens die Gees te lewe. Dit beteken dat ek kennis moet neem. Ek gaan 'n bietjie vooruit hierso. Maar ek moet kennis hê oor wat God se wil is. As ek nie kennis het oor wat God se wil is nie, hoe gaan ek my ingesteldheid regkry? Goed. So, ons kan dalk die regte ding wil doen, maar omdat ons nie in die Gees is nie, doen ons die verkeerde ding. Ons wil is dalk opreg. Ek kan dalk opreg wees in my wil om 'n sekere ding te wil doen. En volgens die wêreld of volgens mense om my kan dit dalk, hulle kan dalk sê, dit is die regte ding. En my ingesteldheid is goed, maar ek doen die verkeerde ding. Weer eens, omdat ek nie die kennis het om te weet wat God se wil is. Ons sien dit al meer, ons gaan dit al meer sien in die wêreld om ons, dat die wêreld om ons die teenoorgestelde dink as wat God dink oor dinge. Ons sien dit baie in die wêreld om ons en ons sien hoe selfs kerke, dalk van al kerke, teen God se wil draai en draai volgens die wil van die mense. Hoekom? Want hulle wil mense in die stoele hou. Hulle wil hê die mense moet tevrede wees met wat hulle sê en die mense is ingestel volgens wat die wêreld sê. En daarom preek mense op sekere maniere. Kyk byvoorbeeld kerke wat nie sal praat oor sonde nie. Kerke wat nooit sal sê jy moet nie dit doen nie, jy moet dit doen. As jy in 'n kerk is, ek het al voor gesê, as jy in 'n kerk is wat nie praat oor sonde nie, dan weet jy is nie in 'n kerk nie, jy is in een of ander selfhelpsentrum of in een of ander klub, jy is nie in 'n kerk nie. Want God se wil is perfek, God se wet is perfek, ons het al baie daaroor gepraat. Ons sien byvoorbeeld Matteus 16, van vers 21 tot 23. So wat ons hieroor praat is dat my ingesteldheid kan dalk wees om goed te doen, maar ek kan teen God se wil optree. En 'n klassieke voorbeeld is Petrus. Matteus 16 vers 21. Van toe af het Jesus begin om aan sy disippels duidelik te maak dat hy na Jerusalem moet gaan en baie moet ly deur die familiehoofde, leierpriesters en skrifkenners en doodgemaak en op die derde dag opgewek moet word. So hy begin aan sy disippels verduidelik dat hy gaan moet sterf, hy gaan moet doodgaan. En onthou dat hulle ingesteldheid was dat die Messias moet kom as soort van 'n politieke vrymaker. Hulle was onderwerp aan die Romeinse ryk nie. Hulle was in slawerny onder die Romeine. So hulle het hierdie gedagte gehad, die Messias gaan kom en hulle vry gaan maak van hierdie onderdrukking wat hulle ondervind het. Nou sê Jesus, nee, maar ek gaan nou Jerusalem toe moet gaan en ek gaan baie ly en ek gaan doodgaan. So dit is soort van teen wat hulle verwagting was. So wat doen nou Petrus? Petrus het aan die kant geneem en hom begin te regwys. Maar God het verhoed, Here, dit sal beslis nie met u gebeur nie. Maar hy, dus Jesus het omgedraai en vir Petrus gesê, gaan weg agter my, Satan. Jy is vir my 'n struikelblok, want jy bedink nie die dinge van God nie, maar die dinge van mense. So Petrus het gedink hy doen 'n goeie ding. Hy wil sy Here hy wil sy meester beskerm. Kom moet hy nou doodgaan? Ek gaan hom beskerm, dit kan nie gebeur nie. So sy ingesteldheid was om 'n goeie ding te doen. Maar hy het opgetree teen die wil van God. En dit is waar ons baie keer moet oppas. Baie keer dink ons hierdie is die regte ding, die goeie ding om te doen. Maar ek het dit nooit gegaan en dit gaan mee teen God se wil. Wat sê God in sy woord veral nie? Wat sê die Bybel? Hoe moet ek optree? Wat is die regte ding om te doen? So, ons het ons ingesteldheid volgens God se wil.
sê, daarvoor het ons kennis nodig. Dit is hoekom dit so belangrik is dat ons Bybels lees. Ek kan nie dit genoeg beklemtoon. Ek lees nou elke oggend die Bybel en stuur dit op die groepie. Maar moenie dat dit jou eie Bybeltyd wegvat nie, asseblief. Wees welkom om na daai stukkie te luister. Ek hou daarvan as jy dit dan luister, want dit doen ek dit nie vir niks nie. Maar spandeer jou eie tyd met God. Spandeer jou eie tyd in die Bybel en praat met die Here. Sodat jy jou basiese ingesteldheid kan wees volgens God se wil. En veral al hoe meer, soos wat ons vandag lewe, meer en meer en meer. En dinge gebeur, jy hoor dan op die radio, jy hoor dan op televisie en so, mense sê sekere dinge. Jy altyd vir jouself afvra, maar wat sê die Here eintlik oor die dinge? Is dit regtig wat hy wil hê, of is dit wat ander mense wil hê? En ons lewe volgens hom, nie volgens die wêreld. Dit beteken dat ons meer en meer in konflik gaan kom met mense om ons. Meer en meer in konflik gaan kom met die autoriteite en so aan. En ek glo, ek het al vir julle gesê, ek glo dat gaan dit bykom hier in Suid-Afrika waar ons vervolg gaan word met die geloof wat ons het, die vertroue wat ons plaas. Maar dit is ook 'n goeie ding, want dit is soort van 'n suiwer kerk en oorleef. Die mense wat werklik in goeie kerke bly, is die getroues. Dis mense wat regtig in Christus is. Dis hulle wat bereid is om vervolg te word. Dis hulle wat bereid is om 'n prys te betaal vir die feit dat hy 'n kind van God is. Ek het ook al baie ondervind dat mense nie van my hou nie of teen my draai, omdat ek sê nee, maar die Here sê nie so nie. Die Here sê iets anders. Vandag leef ons in 'n tyd dat mense nie weet wat liefde is nie. Mense dat liefde is aanvaarding. Mense dat liefde beteken dat ek sal maar goedkeur wat iemand anders doen. As daai ou nou maar wil dink hy is 'n vrou of wat ook al, dan is dit maar alright, want dit is hoe hy voel. En die mense dink liefde beteken dat ek dit ondersteun, sonder om enigstens dit te onderskei teen die wil van God. Dis maar net een voorbeeld wat ek noem. Maar dit so dat ons ingesteldheid oor alles is. Wat sê God oor die vida? Dat beteken ook dat ek baie in die gebed moet wees. Dat ek in kontak moet wees met God, sodat my ingesteldheid reg sal wees die hele tyd. Weereens is mense wat my baie goed ken en nou weet ek leef nie volgens dit nie. Ek is maar een van julle. Ek het al hoeveel gesê, ek preek nie vir julle nie, ek preek vir ons. Ek is self skuldig met die goed. Maar ons almal moet my heeltyd onsself regstel. Dis hoekom ons kerk toe kom. Dat ek myself weer reg kry, weer terugkom op die regte pad. Goed, so ons gaan versoeking. En wanneer ons 'n versoeking kom, moet ons hart en ons gedagtes nie gerig wees op die dinge van die wêreld nie, maar op die dinge van God. My ingesteldheid, my houding, soos van die basis van waar ek optree, met die Gees is. En dit gebeur in 'n sekonde nie. As my basiese ingesteldheid nie reg is nie, is dit net so, en ek doen nie verkeerde. Want my ingesteldheid, die basis waarvan ek operate, is nie die regte plek nie. Dit pas by wat 1 Tessalonisense 5 vers 16 tot 18 staan. Wat moet my ingesteldheid wees? Wees altyd bly, bid sonder ophou, wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is God se wil vir julle in Christus Jesus. Want ek vanoggend ook terloops nie. Ek dink die Here praat met 'n mens baie keer en gee vir jou dinge, Efesiërs 3, en gaan verder lees van daar staan. As ek hom kry. Kom ons Efesiërs so klein. Efesiërs 3 van vers 14 af, lees Paulus ook. Om hierdie rede buig ek my knieë voor die Vader, van wie elke geslag in die hemel
en op aarde sy naam ontvang. Ek bid dat hy vir julle na die rykdom van sy heerlikheid dit sal skenk. Wat bid hy vir? Om deur sy gees, hooflik te gee, met krag na die innerlike mens versterk te word. Ons versterk sal word deur sy gees, sodat Christus deur die geloof in julle harte mag woon, terwyl julle in die liefde gewortel en gegrond is, sodat julle volledig in staat mag wees om saam met al die heiliges tot die besef te kom van die breedte en die lengte en die hoogte en die diepte, ja, om die liefde van Christus te leer ken, wat alle begrip te bowe gaan, sodat julle gevul mag word met al die volheid van God. Dit is hoe ons moet lewe, dat ons gevul is met God. Goed, dit is wat ons ingesteldheid moet wees, is 'n wandel met God. Die Bybel praat baie oor my wandel, beteken wat oomblik tot oomblik leef in die wêreld. Maar ons het nog steeds 'n sondige aard wat ons vashou nie. En ons weet, Paulus sê in Romeine 8 dat die sonde lei na die dood. Wat ons moet mooi verstaan, dit beteken nie, dat as ek 'n kind van die Here is, as ek aan Jesus behoort, beteken dit nie dat ek heeltyd rondval. As ek sondig, beteken dit nie nou dat ek nou hel toe gaan. En nou vra ek om vergifnis, nou begin ek reg lewe, kyk, nou sal ek weer hemel toe gaan. Maar nou sondig ek weer, pak ek nou gaan ek hel toe gaan. Nee, dis nie goed werk nie. Ons is geseël in Jesus. Dit hang nie van my af nie, dis die hele punt van Christus. Dit hang nie van my af, lang van my af. So moenie in hierdie twyfel val, waar jy altyd sê, ek het nou sleg gepraat van iemand, nou gaan ek hel toe gaan. As jy 'n kind van God is dit 'n eenmalige gebeurtenis, waar God oorvat in jou lewe en jy sy kind word, wanneer jy jou geloof plaas in Jesus Christus. So wees verseker van jou verlossing. Dit is nie wankelbaar nie, want dit hang nie van jou af nie. En het niks te doen met jou gevoelens. Baie mense lewe in die toestand van die heeltyd 'n wisselvalligheid. Ek weet nooit waar ek is nie. Moenie so wees nie. Dit hang nie van my af nie. Ons vertrou op 'n almagtige, ewige God, wat in die Engels praat ons van, hy is immutable, beteken hy verander nie. Dus ek kom ons nie inval met die wêreld wat sê, dis nou 2025 en dit moet nou so en so wees. Nee, dis presies dieselfde as wat dit was in Abraham se tyd, en Moses se tyd, en Jesus se tyd is vandag dieselfde, want by God, die skepper wat alles gemaak het, wat die reëls maak, verander nie. Dis altyd dieselfde. Goed, ek is geseël in hom. My geloof steel my in Jesus Christus, en hy sal my vashou. Maak nie saak, wanneer as ek 'n sonde doen, val ek nie weg nou af nie. Daar is egter 'n praktiese aspek wat my sonde aanbetref. My sonde affekteer my lewe. Dawid is die klassieke voorbeeld. As gevolg van sy oorspel met Batseba, het daar 2 spalte in die ryk gekom. Sy seuns het oorlog gevoer, en die ryk het in 2 verdeel. As jy dit mooi gaan sien, sal jy sien van die Ahitofel. Ahitofel was die skoonpa, of die oupa, ek weet nie so baie seker nie, maar die oupa van Batseba gewees. En hy was teen Dawid gekom. En hy het die 2 spalt veroorsaak. Hy was die soort van ding agterdele, die hele probleem wat in die volk ontstaan het. So dis in my lewe ook. Moenie dink dat sonde nie 'n effek het. Dit veroorsaak nie dat ek wegval van God af. Dit veroorsaak nie dat ek my verlossing verloor, maar sonde het 'n praktiese impak op my lewe. Wanneer ek sondig, gaan daar skade wees in my verhoudings, in my verhouding met God, het ons ook al gesien, ek voel daai skuldgevoel, ek voel daai afstand met God, so daar is skade wat gebeur. En so is dit ook in praktyk. As ek my vrou verneem, dan kan ek waarskynlik, kan ek al verloor. Sy sal my skei dalk. Dis waarskynlik. So daar kan skade kom. Allerhande dinge wat kan gebeur, omdat as ek lelik praat van iemand,
Kan daar vyandskap kom tussen my en daai persoon, en dalk gebeur daar, dalk is dit in 'n werksplek, nou is daar 'n gevoel in die werksplek, daar's probleme, daar's oorlog. So onthou dit, sonde het 'n effek in die praktyk. Goed, dit is wat Paulus ook hiervan praat, 'n soort van dood, dis dood wat dit veroorsaak. En natuurlik weet ons ook dat ons gaan doodgaan. Elkeen van ons wat hier sit, jammer, maar ja, jy gaan doodgaan. Ek ook. As Jesus hier voor die tyd kom nie, gaan elkeen van ons doodgaan. Ons sal wag om natuurlik op enige stadium, maar as hy nie kom voor die tyd nie, gaan elkeen van ons doodgaan. En dit is 'n gevolg van sonde. Dus die wêreld is stikkend. Ons weet baie goed hoe stikkend die wêreld is. Dis as gevolg van sonde dat die wêreld so stikkend is. Goed, so as hy praat van die dood, en praat van die geestelike beginsel van dood, dan praat hy eintlik met ongelowiges, mense wat nog in vyandskap met God is. Die sondige aard is vyandskap met God. Ek het al voorheen gesê, maar ons moet dit mooi besef, want mense verstaan hierdie nie baie van nie. Waarvan word ek gered? Van wie word ek gered? Ek word gered van God. Van nie van die duiwel of iets nie. Ek word gered van God. Sy oordeel rus op my as ek nog 'n sondaar is, as ek nie in Christus is nie. Dan gaan sy oordeel oor my kom. So dit is wat ons onthou. God is die een wat perfek is. God is die een wat 'n probleem met sonde het. Nie ander mense of die duiwel en sonde. So ons moet dit mooi besef. My sondige aard is vyandskap met God. Spurgeon het gesê, Paul didn't say that the carnal mind, onder die vleeslike gedagte, vleeslike verstand, was at enmity, vyandskap with God. He put it even stronger than that. The carnal mind is enmity against God. It's not black, but blackness. It's not enmity, but enmity itself. It's not corrupt, but corruption. It's not rebellious, but rebellion. It's not wicked, it is wickedness itself. The heart, though it be deceitful, is positively deceit. It is evil in the concrete. Sin in the essence, it is the distillation, the quintessence of all things that are vile. It is not envious against God, it is envy. It is not enmity, it is actual enmity. So, dit is hoe God na sonde kyk, en ons moet dit onthou. Ons is geneig te kyk na sonde en ons verklein dit. Ons maak regtig so erg. Jy weet, ek skinder nou 'n bietjie van daai persoon, is dit nou regtig so erg. Ons moet onthou wie God is. Hy is absoluut heilig. Vir hom is sonde die mees afskuwelike en afskuwelike ding wat daar is. Ons moet onthou wie God is. En ongelowiges is 'n vyandskap met God. Die ongelowige kan homself nie onderwerp aan die wet van God nie. Hy het nie die krag daarvoor nie. Dis hoekom ons die Gees nodig het om ons te versterk. Hy kan nooit God tevrede staan nie. Hulle dink dalk dat hulle goeie dade iets beteken. Ongelowiges kan dalk goeie dinge doen in die oë van die wêreld. Hulle kan dalk charity doen, hulle kan dalk kos gee vir die armes of sulke dinge. En hulle doen dit. Byvoorbeeld Islam het 'n groot beginsel van charity. Maar dit beteken niks goed. Wat sê God oor dit? Ons goeie dade, ons het daaroor gepraat. Wat sê die Bybel nou weer? Dit is soos vuil lappe. Maar het eintlik van praat, want nie gratis raak nie, maar in die ou dae, as 'n vrou gemensieer het sy lappe gevuil. Dit praat van daardie lappe. Praat van vuilheid. Praat van iets wat nie aanvaarbaar is nie. Dit is wat hiervan gepraat word, dis die vergelyking wat hier getref word. Ja, maar ek weet dit is skokkend vir baie van julle, maar dit is wat daai woord beteken in die Grieks. Goed, so dit kan nooit God tevrede stel nie. Dit wys maar net hoe ons God nie ken nie, en sy heiligheid en sy regverdigheid verstaan. Ons moet leer om te verstaan wie God is. Maar werklike Christene is egter anders. Kom ons kyk na verse 9 tot 11. Wat sê Paulus van gelowiges? Hy sê julle daarteen
bly nie in julle sondige aard nie, maar in die Gees. As die Gees van God inderdaad in julle woon. As iemand nie die Gees van Christus het nie, behoort hy nie aan hom. Maar as Christus in julle is die liggaam as gevolg van die sonde wel dood. Daarenteen, op grond van die regverdiging, is die Gees lewe. As die Gees van hom wat Jesus uit die dood opgewek het in julle woon, sal hy wat Christus uit die dood opgewek het, ook julle sterflike liggaam lewend maak deur sy Gees wat in julle woon. Vir die gelowige in Christus is nie meer 'n slaaf van die sonde nie. Ons hoef nie meer te sondig nie. Ons het 'n keuse. En soos ons nou daar gepraat het, wat is my basiese gesteldheid? Dit moet ek reg kry. Goed, kom ons kyk gou vir hierso. Ons moet verstaan dat mense baie keer sukkel om in die werklikheid van God in hulle te besef. Newell het gesê, many sincere people are yet spiritually under John the Baptist's ministry of repentance. Their state is practically that of a struggle of Romans 7, where neither Christ nor the Holy Spirit is mentioned, but only a quickened but undelivered soul in struggle under the sense of duty, not a sense of full acceptance in Christ and sealing by the Holy Spirit. Baie mense lewe in 'n soort van 'n konstante skuldgevoel. Hulle lewe heeltyd met hierdie idee dat ek is nie goed genoeg nie. Ek is 'n slegte mens. Selfs kinders van die Here het baie keer hierdie idee. Wanneer jy ook in 'n kerk is wat net praat oor sonde en net praat oor hoe sleg jy is, dan kan jy die gevoel ook hê. Dus ek kom daardie balans moet wees, dat ek verstaan dat ek in Christus skoon is. So, baie mense lewe in 'n konstante skuldgevoel. En dit is ook wanneer jy in die Gees vasleef en nie in die Gees lewe en besef dat jou gees is skoon gewas voor God nie. Maar nie as gevolg van wat jy doen, as gevolg van wat Jesus gedoen het. Party mense het nie die ondervinding van die Gees in hulle lewens nie, omdat hulle nie aanhoudend gevul word met die krag van die Gees. Efesiërs 5 vers 18 tot 20. En moenie deur wyn bedwelm raak nie, daardeur ontstaan losbandigheid. Inteendeel, word vervul met die Gees, terwyl julle onder mekaar psalms, lofgesange, geestelike liedere laat opklink. Ja, van harte tot die Here sing en psalms sing. En die God en Vader altyd oor alles in die naam van ons Here Jesus Christus dank. Dis hoe ons moet doen. Vol van prys vir die Here, vol van blydskap, want ek weet ek is skoon gewas. Moenie dat die sonde wat jy doen, jou vasgryp en jy vergeet dat jy vrygemaak is in Jesus Christus. Ek het al baie sulke mense geken, wat so in skuldgevoelens leef, ek is nie goed genoeg nie, ek is sleg. Moenie laat ander mense jou ook vertel, jy is sleg nie. As jy in Jesus is jy nie sleg nie, jy is skoon gewas, jou hart is oorgemaak. Jy het nie net 'n hart wat reggemaak is nie, jy het 'n nuwe hart gekry in Jesus Christus. Moenie laat ander mense jou afkraak nie. Ja, ons moet sonde ernstig opvat. En ons moet aanhoudend aan my ingesteldheid werk, dat ek in die Gees lewe. Maar moet ook nie val in hierdie beginsel of hierdie idee dat ek is nie goed genoeg nie. Hoe weet jy, waar kom jou waarde vandaan? Is jy in jouself waardevol? Nee, ek is 'n sondaar, ek is in vyandskap met God as ek in Christus is. Maar hy het my so waardevol geag, dat hy doodgegaan het vir my. Jy weet, ek kan nie oor ek praat baie oor, want dit is vir my so 'n groot ding. Ons is gedink om ons geneig om in menslike terme te dink. Jy weet, asof Jesus, ek sit myself in Jesus' skoene, en nou doen ek hierdie ding. Dis nie wat dit was nie. Hierdie is God self wat dit gedoen het. Hy wat in die hemel geleef het, hy wat alles gemaak het homself soos een van sy skepsels gemaak, homself so verneder, vir 33 jaar, het hy soos in sy skepsels geleef. Nie net aan die kruis nie, sy hele lewe was 'n vernedering, sy hele lewe was 'n opoffering,
En toe het hy marteldood, 'n verskriklike marteldood gesterf. Hoekom? Omdat jy so waardevol was. Dis hoe waardevol jy is. Elkeen van ons. Dit is hoe waardevol hy my ag. So moenie toelaat dat mense vir jou sê, jy is nie goed genoeg. Jy is so waardevol dat die God van die heelal vir jou doodgegaan het. Dit is hoe waardevol ons self vandag. Nie omdat ek wonderlik is, maar omdat hy so wonderlik is. So daar is sekere vrae wat ek myself moet afvra. Sê, het die Gees my na Jesus toe gelei? Is ek al 'n gelowige in Jesus Christus, vertrou ek op hom vir my verlossing? Het ek in my die begeerte om Jesus te eer? Is dit wat ek regtig wil hê, dat ek God sal eer? Lei die Gees my om te streef om meer soos Jesus te wees? Dit is wat die kind van die Here nastreef, om soos Jesus te word. Dis wat ons wil nastreef om te doen. En dan sien ek die Gees aktief in my. Sien ek dat die Here met my praat. Baie keer voel ons Here is stil. En dit voel baie keer vir ons so, want baie keer raak hy soort van stil, dat ons nie altyd opmerk dat God nou iets gedoen het nie. Baie keer het jy byvoorbeeld 'n vraag. Jy weet, al kom iets op, jy het 'n vraag oor 'n sekere ding, en die volgende moment maak die Bybel op, en daar kry jy die vers wat die antwoord vir jou gee. Maar weet jy, God het met my gepraat. Weet, dit voel so lekker, dit is so lekker. Dit pas op my geantwoord. Maar ander kere gebeur dit nie so nie. En jy voel baie keer, dit gaan net soort van aan. Onthou dat die Here met jou is. Net soos 'n goeie pa. Baie keer is die kind daar. Die kind speel. En jy sien, hy kind gaan nou fout maak. Hy kind gaan nou van daarin afval. Maar hy los dit, laat die kind val. Dat die kind moet leer weet hoe die lewe werk. Dis wat 'n goeie pa doen. Draai nie 'n kind in bad toe die tyd nie. Ma's kan hy goed doen, maar die pa sê nie dat dis okay. Dis okay. Weet, soos die Here ook met ons. Soos wat ons groei, so leer hy ons. En hy skei 'n bietjie. Ek sê, wat gaan? 'n bietjie jou eie lesse leer. So werk die Here ook met ons. Hy's 'n goeie pa. Goed. Ek wil afsluit vir julle lees uit 1 Korintiërs vers 15 af van 1 Korintiërs 15 van vers 51 af tot by vers 58. Ons luister mooi wat hy sê. Kyk, ek vertel vir julle 'n misterie. Nie almal van ons sal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word. Wat ek nou spesifiek hier sal aanraak, is dat ons gaan verander word. Ons gaan, wanneer ons hemel toe gaan ons 'n nuwe liggaam kry. Ons gaan verander word. Hierdie tyd van stikkindheid, hierdie tyd van siek word en van sonde wat in my lewe is, en hierdie tyd gaan verbygaan. Paulus praat hier so oor, sê, nie almal van ons sal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word. By die laaste bassein, binne 'n oomblik, 'n oogwink, 'n bassein sal weer klink, en die dooies sal onverganklik opgewek word, en ons sal verander word. Want hierdie verganklike liggaam met onverganklikheid bekleed word, en hierdie sterflike liggaam met onsterflikheid. En wanneer hierdie verganklike met onverganklikheid, en hierdie sterflike met onsterflikheid bekleed word, sal die woord wat geskryf staan vervul word. Die dood is verslind in oorwinning. Dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Die angel van die dood is die sonde, en die krag van die sonde lê in die wet. Maar aan God die dank, wat aan ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus. Daarom, my geliefde broeders, wees standvastig en onwrikbaar, en wy julle ten volle aan die werk van die Here, omdat julle weet, julle arbeid in die Here nie vergeefs is nie. So, kom ons werk in ons ingesteldheid. Kom ons lees God se woord, en ons verander ons lewens in ons God se woord. Ek bid dit altyd voordat ek die Bybel lees, is my gebed altyd, Here, ek gaan nou die woord lees, dankie vir die woord, maar wil jy my verander, deur dit wat ek nou gaan lees. Verander, wat help met ek lees dit en ek verander nie? Die rede hoekom ek die Bybel lees, is sodat ek meer soos hy kan word. Dis dieselfde met gebed met ons.
As jy dalk dink gebed gaan oor dat ek bid tot die Here en ek verander die Here sodat hy vir my doen wat ek wil hê, dan maak jy 'n fout. Gebed gaan daaroor dat ek myself in lyn kry met God se wil. Ja, ek vra hom vir sekere dinge, maar daai dinge word net vir my gegee as dit sy wil is. So ek probeer my verhouding met God in harmonie kry. Dit is wat gebed beteken. Dat ek verander word volgens God se wil. Dat ek in 'n verhouding met hom is, en hoe dieper daai verhouding is, hoe meer ek in die gees leef, hoe meer word ek soos hy. En ondervind ek die vrede van God in my lewe, elke dag. Amen. Kom ons bid saam. Liewe Vader, baie dankie vir die woord. Dankie dat ons wat die kinders is, die gees het. Wil jy ons help om te lewe volgens die gees, volgens die gees. Help ons om ons ingesteldheid reg te kry, volgens wat u wil hê. Help ons dat ons die woord geheeltyd sal lees, en dat ons sal bid sonder ophou. Dat ons heeltyd in 'n naby verhouding met u sal leef. Wanneer ons te opgevang raak in hierdie wêreld, of dit nou deur probleme of deur plesiere is, dan dryf ons weg van u af, en dan word dit soveel meer maklik vir ons om in die sonde te val. Maar wanneer ons in 'n lange verhouding met u lewe, dit is wanneer die krag van die gees in my lewe aktief word, en wanneer ek die blydskap en die vrede van u ondervind in my lewe. Maak dit waar vir elkeen van ons, dat ons in die week wat kom en die res van ons lewe sal lewe volgens die gees, dat ons ingesteldheid sal wees om u te behaag. Lei ons asseblief daarin, wil jy vir ons vul met wysheid en krag deur die gees, Here. Ons kan nie die goed nie self doen. Ons kan dit nie doen met wilskrag nie. Ons kan dit nie doen met selfdissipline nie. Ons kan dit nie doen met goddissipline, met u wat lewe in ons harte. Help ons om ons ingesteldheid in lyn te bring met u wil. Ons vra vir die inspraak in ons lewens. Ons vra dat u ons familie en ons geliefdes sal bewaar en sal beskerm. Dat u met ons kinders sal wees. En ons sal bid vir ons kinders. Want hulle word groot in 'n tyd wat anders is as toe ons groot geword het. Hulle het uitdagings wat ek dink baie erger is as wat ons gehad het. Hulle het versoekings wat ons nie het nie. En hulle word beïnvloed deur die wêreld soos wat ons nie beïnvloed is nie. En daarom, Here, vra ons dat die ouers daar buite die kinders sal lei volgens u wil, dat kinders groot gemaak sal word in wat reg is. Ons bid vir die kinders wat al so verlore is, daar buite in die strate, wat eintlik amper sonder ouers is, of asof hulle ouers nie eens daar is nie. Ons bid, Here, dat u sal ingryp en kinders se lewens sal verander. Ons bid vir ou mense wat seer het en swaar kry in die laaste dae van hulle lewens. Wil u vir hulle vrede gee, wil u die pyn wegneem, wil u hulle bystaan en hulle bewus maak van die teenwoordigheid en dat jy hulle lief het. Ons bid dit vir alle mense, dat die liefde sal skyn in die wêreld en dat dit mense sal verander. Ons loof en prys u vir wie u is, dat u 'n perfekte God is. Daar is geen ander geloof wat 'n perfekte God het nie. Dis net u. U is die enigste God. Ons prys en ons loof u naam. Ons is die kinders en ons het u lief. Ons vra hierdie dinge net in die naam van Yeshua, u seun en ons verlosser Jesus Christus. Amen.